Welkom by ons Afrikaanse lesstudie vir hierdie week. Ons is besig met 'n in-diepte Bybelstudie oor om hemel en aarde te verenig, Christus in Filippense en Kolossense. Ons is al by les 9 en ons kyk hierdie week na versoening en hoop. Die proses van individuele versoening word in hierdie week se les behandel. En soos met die kosmiese sfeer gebeur dit deur die dood van Christus. Die kruis wat definitief nie 'n passiewe simbool is nie, word vir elke individu 'n aktiewe werklikheid deurdat God se liefde die mens verander wanneer hulle die evangelie hoor en Christus homself die heerlike hoop in hulle lewens aanvaar. Paulus praat ook van die verborgenheid wat van die eeue en geslagte af verborge was in Kolossense 1 vers 26. Wat is hierdie verborgenheid en wat word daarmee beoog? Vir die individu en vir die heelal. Hoe is hierdie verborgenheid verwant aan die evangelie wat Paulus so passievol verkondig? Kom ons bid saam. Ons almagtige Hemelse Vader, ek vra dat U nou hierso by ons sal wees, terwyl ons U woord gaan studeer. Help ons Heer deur middel van die Heilige Gees om ons te lei om deel te wees van hierdie versoening en hoop. Is ons gebed in Jesus naam. Amen. Ons fokus teksvers vir hierdie week kom uit 2 Korintiërs 5 vers 21 en daar staan geskrywe: Want hy het hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. Nadat Paulus verklaar het dat die kruis van Christus die hemel en die aarde versoen het in Kolossense 1 vers 20, gaan hy voort om die praktiese uitwerking van hierdie versoening vir ons te verduidelik. Hoe het dit ons verander? Hoe het God dit alles vooruit gesien? En wat kan ons doen om ander te help om deel te hê aan hierdie versoening en hoop? Ons kyk hierdie week na versoening en hoop deur die evangelie en ons gaan na 'n paar aspekte daarvan kyk. Eerstens gaan ons kyk na die gevolge van versoening. En onder daai onderwerp gaan ons kyk van kwaaddoeners tot heiliges en gegrond en standvastig. Dan gaan ons kyk na hoop, om hoop te bring en die geheimenis van God of die verborgenheid van God. Dan gaan ons kyk na die krag van die evangelie, die verkondiging van die evangelie. Kom ons kyk eers na die gevolge van versoening. Ons teksvers daar is Kolossense 1 vers 21 tot 22. Ook julle wat vroeër vervreemd was en vyandig gesind deur die bose werke, het hy nou versoen in die liggaam van die vlees deur die dood, om julle heilig en sonder gebrek en onberispelik voor hom te stel. Waarop sinspeel Paulus met sy verwysing na vervreemding en vyandige gesindheid deur bose werke? En wat is die verwagte eindresultaat van Christus se dood? Kom ons gaan lees in Efesiërs 5 vers 27. Sodat hy die gemeente voor hom kon stel, verheerlik sonder vlek of rimpel of iets dergeliks, maar dat dit heilig en sonder gebrek sou wees. Die saak is eintlik eenvoudig. Ons het in die sonde geleef en daarom was ons bestem tot die ewige dood, volgens Romeine 6:23. Want die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus, ons Here. Uit onsself was ons nie in staat om hierdie situasie te verander of vir ons verlossing te betaal nie. En in Psalms bevestig dit in Psalm 49 vers 7 tot 8. Die wat vertrou op hulle vermoë en hulle beroem op die grootheid van hulle rykdom. Niemand kan ooit 'n broer loskoop nie. Hy kan aan God sy losprys nie betaal nie. Maar God het 'n groot plan vir ons voorberei. Toe sonde reeds begin het God die inisiatief geneem om ons, so sondig as wat ons was, met homself te versoen. Dit wil sê, reg van die begin af het God gewerk om die probleem van sonde op te los, selfs toe die oplossing net in sy eie dood op die kruis gevind kon word. Hy het aan die kruis gesterf om die prys vir ons sondes te betaal. Kom ons gaan lees daar in Romeine 5 vers 6 tot 8.
Want toe ons nog swak was, het Christus op die regte tyd vir die goddelose gesterwe, want nouliks sal iemand vir 'n regverdige sterwe, vir 'n goeie mens sal iemand miskien nog die moed hê om te sterwe, maar God bewys sy liefde tot ons daarin, dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was. Is dit nie fantasties nie? Deur geloof, bekering en doop word ons van ons sonde vrygemaak en staan ons sonder vlek of onberispelik voor God, en dit noem ons regverdiging. Romeine 5 vers 9 tot 11 gaan voort en hy sê, veel meer dan nou sal ons dat ons nou geregverdig is in sy bloed, deur hom gered word van die toorn. Want as ons terwyl ons nog vyande was, met God versoen is deur die dood van sy seun, veel meer sal ons deur sy lewe gered word, nou dat ons versoen is. En nie alleen dit nie, maar ons roem ook in God, deur ons Here Jesus Christus, deur wie ons nou die versoening verkry het. Deur die werking van die Heilige Gees word ons lewens geleidelik verander en word ons heilig voor God, en dit noem ons heiligmaking. En ons lees daarvan in Romeine 8 vers 1 en 2. Daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie, vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die Gees. Want die wet van die Gees van die lewe in Christus Jesus het my vrygemaak van die wet van die sonde en die dood. Ons lees ook in 2 Korintiërs 5 vers 17 tot 21. Daarom, as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel, die ou dinge het verbygegaan, kyk, dit het alles nuut geword. En dit alles is uit God, wat ons met homself versoen het, deur Jesus Christus en ons die bediening van versoening gegee het, naamlik dat God in Christus die wêreld met homself versoen het, deur hulle hul misdade nie toe te reken nie, en die woord van die versoening aan ons toe vertrou het. Ons tree dan op as gesandte om Christus wil, asof God deur ons vermaan. Ons bid julle om Christus wil, laat julle met God versoen, want hy het hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. Hierdie is nie noodwendig afsonderlike optredes of gebeurtenisse nie. Dit kan alles tegelykertyd gebeur, sodra ons gereed is om Jesus in ons lewens te aanvaar. En dit kan elke dag hernu word, soos wat ons onsself elke oggend aan Jesus toewy. Afgesien van hoe elkeen van ons al die reddende werk van Christus in ons lewens ervaar het, dit berus altyd op die dood van Jesus. En dit is waarheen ons altyd moet terugkeer. Ons tweede punt is gegrond en standvastig. Ons lees in Kolossense 1 vers 23, as julle ten minste gegrond en vas bly in die geloof, en julle nie laat afbring van die hoop van die evangelie nie, wat julle gehoor het. Ons is reeds geregverdig, ons word geheilig, maar die reis is nog nie verby nie. Ons loop die gevaar om van die pad af te dwaal en nie die doel te bereik nie. Daarom vermaan Paulus ons tot 3 dinge. Hy vermaan ons tot bly in geloof. Wees volhardend soos Petrus, wat nadat hy uit die tronk bevry is, aanhou klop het, totdat die deur vir hom oopgemaak is. Kom ons gaan kyk daar in Handelinge 12 vers 11 tot 16. Toe kom Petrus tot homself en sê, nou weet ek waarlik dat die Here sy engel gestuur en my gered het uit die hand van Herodes en uit al die verwagtinge van die Joodse volk. En nadat dit vir hom duidelik geword het, kom hy by die huis van Maria, die moeder van Johannes, wat ook Markus genoem word, waar baie in gebed by mekaar was. En toe Petrus aan die deur van die poort klop, het 'n diensmeisie in die naam van Rode gegaan om te hoor wie daar was. En sy het die stem van Petrus herken en van blydskap die poort nie oopgemaak nie, maar na binne gehardloop en vertel dat Petrus voor die poort staan. Maar hulle sê vir haar, jy is van jou verstand af. Maar sy het volgehou dat dit so is. Daarop sê hulle, dit is sy engel. En Petrus het aangehou met klop, en toe hulle oopmaak, sien hulle hom en was verbaas. Ons volgende punt is gegrond.
Ons geloof moet vas wees, gegrond op die waarhede wat ons in die Bybel geleer het. Ons lees in Matteus 7:25. En die reën het geval en die waterstorms het gekom en die winde het gewaai en teen daardie huis aangestorm en dit het nie geval nie, want sy fondament was op die rots. Ons lees ook in Efesiërs 2:20. Gebou op die fondament van die apostels en die profete terwyl Jesus Christus self die hoeksteen is. En Efesiërs 3:17 sê, sodat Christus deur die geloof in julle harte kon woon, julle wat in die liefde gewortel en gegrond is. Die volgende punt wat Paulus daar uitbring is standvastig. Ons moet onwrikbaar wees en nooit ophou om op die hoop van die evangelie te vertrou nie, volgens Kolossense 1:23. As julle ten minste gegrond en vas bly in die geloof en julle nie laat afbring van die hoop van die evangelie nie. Ons volgende hoofpunt is, kom ons kyk na hoop. En ons begin by om hoop te bring. Kolossense 1:25 sê, waarvan ek 'n dienaar geword het volgens die bediening van God, wat aan my gegee is in julle belang, om die woord van God te vervul. Soos ons sien, is God se plan vir ons verlossing gegrond op die dood van Jesus en sluit dit ons regverdigmaking en heiligmaking in. Maar iets belangriks het ontbreek. Ons moet hierdie plan leer ken om dit te kan aanvaar. Ons het iemand nodig gehad om dit aan ons te openbaar. Hier kom God se huishouding, God se manier om omstandighede, gedagtes, mense ensovoorts te orden ter sprake waarvan Paulus 'n dienaar was. Paulus het hom daarin verheug om deel van hierdie plan te wees, al het hy ook verdrukking ingesluit in vers 24. Nou verbly ek my in my lyding vir julle en vul in my vlees aan die oorblyfsels van die verdrukking van Christus vir sy liggaam wat die gemeente is. Van sy gevangenskap in Rome tot sy dood het hy minstens 7 van die 14 briewe geskryf wat in die Nuwe Testament bewaar is. Paulus was 'n belangrike deel van God se plan en hy het hom daarin verheug. Ons kan ook deel wees van hierdie plan deur ander na Christus Jesus toe te lei. En dit kan ook ons vreugde wees. Dink na oor jou lewe. Hoe sou die besluite wat jy maak inpas in God se groter plan? Kan ons werklik weet of 'n besluit eintlik klein is? Hoe mag dit groter gevolge insluit wat eers later waarneembaar sal word? Dink 'n bietjie daaroor. Ons kyk na die verborgenheid van God. Kolossense 1:26 sê, naamlik die verborgenheid wat van die eeue en geslagte af verborge was, maar nou geopenbaar is aan sy heiliges. Op 'n ander plek verwys Paulus na die verborgenheid wat bedek was en wat God van die ewige af uit voorbeskik het tot ons heerlikheid en wat deur die plan van verlossing geopenbaar was. Petrus praat van hierdie waarheid as iets wat die profete ondersoek, nagevors en nagespeur het. Dinge waarin die engele begeerig is om in te sien, volgens 1 Petrus 1:10-12. Dit was vooruitgeken voor die grondlegging van die wêreld, 1 Petrus 1:20, en wat eeue lank verswyg is, Romeine 16:25. Maar deur Christus se lewe, dood en opstanding was hierdie verborgenheid geopenbaar. Dit is bedink voor die grondlegging van die wêreld. Kom ons lees 1 Petrus 1:20. Wat wel vooruitgeken is voor die grondlegging van die wêreld, maar in hierdie laaste tye geopenbaar is om julle ontwil. Dit is gedeeltelik aan die engele bekend gemaak, 1 Petrus 1:12. Aan hulle is geopenbaar dat hulle nie vir hulle self nie, maar vir ons die dinge bedien het,
wat julle nou aangekondig is, deur die wat die evangelie aan julle verkondig het in die Heilige Gees, wat van die hemel gestuur is, dinge waarin die engele begeerig is om in te sien. Die eerste aanduiding van hierdie verborgenheid is aan Adam en Eva gegee in Genesis 3 vers 15. En ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou, tussen jou saad en haar saad. Hy sal jou die kop vermorsel en jy sal hom in die hakskeen byt. Hierdie verborgenheid verwys na die evangelie soos dit in Christus is. Maar hierdie evangelie was ook aan die profete geopenbaar volgens 1 Petrus 1 vers 10 tot 11. Aangaande hierdie saligheid het die profete wat geprofeteer het oor die genade wat vir julle bestem is, ondersoek en nagevors, en hulle het nagespeur op watter en hoedanige tyd die Gees van Christus wat in hulle was, gewys het, toe hy vooruitgetuig het van die lyde wat oor Christus sou kom, en die heerlikheid daarna. Jesus het dit eers aan die Jode ook bekend gemaak, hierdie verborgenheid, in Matteus 15:24. Maar hy antwoord en sê, ek is net gestuur na die verlore skape van die huis van Israel. Daarna is dit ten volle aan alle mense geopenbaar, soos Kolossense 1 vers 27 vir ons sê. Aan wie God wou bekend maak wat die rykdom van die heerlikheid van hierdie verborgenheid onder die heidene is. Dit is Christus onder julle, die hoop van die heerlikheid. Daar is nog steeds fases van hierdie verborgenheid wat moet ontvou. Nou leef ons in die hoop om verheerlik te word. Watter verandering, watter geheimenis. Sondige mense word geregverdig, geheilig en verheerlik deur die verlossende bloed van Jesus. Hierdie geheimenis sal vir ewige onderwerp van studie bly. Uiteindelik sal alle dinge in die hemel en op die aarde verenig word om volkome een te wees. Dit was die fokus van Christus se gebed in Johannes 17. Hoe dit presies sou gebeur, was 'n verborgenheid wat nou deur die evangelie aan ons geopenbaar is. Ons volgende hoofpunt is die krag van die evangelie en ons kyk spesifiek na die verkondiging van die evangelie. Ons lees daar in Kolossense 1 vers 28. Hom verkondig ons terwyl ons elke mens vermaan en elke mens in alle wysheid onderrig, om elke mens volmaak in Christus voor Jesus te stel. Hoe het Paulus die evangelie verkondig? Die fokus van sy prediking was Christus en Christus gekruisig volgens 1 Korintiërs 1 vers 23. Maar ons verkondig Christus wat gekruisig is, 'n struikelblok vir die Jode en dwaasheid vir die Grieke. Sodra mense Jesus aanvaar het, het hy hulle vermaan en onderrig totdat hulle volmaak was, volgens Kolossense 1 vers 28 en 29. Hom verkondig ons terwyl ons elke mens vermaan en elke mens in alle wysheid onderrig, om elke mens volmaak in Christus Jesus te stel, waarvoor ek arbei en stry volgens sy werking wat in my werk met krag. Hoe het hy dit gedoen? Eerstens, hy het aan hulle Christelike leer en praktyk verduidelik volgens 2 Tessalonisense 2 vers 15. So dan broeders, staan vas en hou julle aan die voorskrifte wat julle geleer is, of deur 'n woord of deur 'n brief van ons. Tweedens het hy hulle gewaarsku oor die gevolge daarvan om die evangelie te verwerp in Hebreërs 10 vers 25 tot 29. En laat ons onderlinge byeenkomste nie versuim soos sommige die gewoonte het nie, maar laat ons mekaar vermaan en dit des te meer die namate julle die dag sien naderkom. Want as ons opsetlik sondig nadat ons die kennis van die waarheid ontvang het, bly daar geen offer vir die sondes meer oor nie, maar 'n verskriklike verwagting van oordeel en vuurgloed wat die teestanders sal verteer.
As iemand die wet van Moses verwerp het, sterf hy sonder ontferming op die getuienis van 2 of 3. Hoeveel swaarder straf dink julle sal hy verdien wat die Seun van God vertrap het en die bloed van die testament, waardeur hy geheilig is, onrein geag en die gees van genade gesmaad het. Hy het hulle gewaarsku teen ook die gevare van valse leraars, volgens Handelinge 20 vers 29 tot 30. Want ek weet dit, dat na my vertrek wrede wolwe onder julle sal inkom en die kudde nie sal spaar nie. Ja, uit julle self sal daar manne opstaan wat verkeerde dinge praat, om die disippels weg te trek agter hulle aan. Die fokus van Paulus se prediking was Christus en Christus gekruisig. Volgens Efesiërs 5:27 is die doel van Christus se offer sodat hy die gemeente voor hom kon stel, verheerlik sonder vlek of rimpel of iets dergeliks, maar dat dit heilig en sonder gebrek sou wees. Dis is die doel van Paulus se evangelieprediking om elke mens volmaak in Christus voor te stel. Wag 'n bietjie, hulle volmaak maak? En nie net 'n paar nie, elke mens. Die Griekse woord wat met volwasse of volmaak vertaal word is teleios, beteken volmaak of sonder gebrek. Deur die proses van Christelike groei word ons diep bewus van die diepte van God se wet en van sy vereistes. Ons doel is dus om volmaak in Christus Jesus te wees, nie sonder Christus nie. Hoe verstaan jy wat beteken dit om volmaak in Christus Jesus te wees? Hoe help dit ons om, as ons begryp wat Jesus vir ons op die kruis bereik het, te verstaan wat beteken dit om volmaak in Christus Jesus te wees? Ek wil 'n kwotasie met julle deel uit die Handbook of SDA Theology. En daar staan geskrywe: dit is dan korrek om te sê dat die geheiligde hart in harmonie met die voorskrifte van God se wet is. Dit's in Acts of the Apostles bladsy 563. Maar dat die geheiligde lippe nooit sulke vermetele woorde sal uitspreek soos ek is sondeloos of ek is heilig nie, want dit sou God oneer aandoen. Heiligmaking is altyd 'n beweging vorentoe en volmaaktheid lê altyd voor. Volmaaktheid as teenwoordige is heiligmaking en heiligmaking as toekoms is volmaaktheid. Dit beteken dat die twee werklikhede deel is van dieselfde werklikheid, gelykvormigheid aan God. Ek sluit af met 'n kwotasie uit Koning van die Eeue bladsy 668. Terwyl ons na die gekruisigde verlosser kyk, kry ons 'n vollediger begrip van die omvang en die betekenis van die offer wat deur die majesteit van die hemel gebring is. Die verlossingsplan word voor ons verheerlik en die gedagte dan van Golgotha wek 'n lewende en heilige emosie in ons harte. Lof aan God en die Lam sal in ons harte en op ons lippe dan wees, want trots en selfaanbidding kan nie in die seil wat die tonele van Golgotha helder voor die gees hou floreer nie. Mag die Here lei dat jy en ek saam deel kan wees van hierdie versoening en hoop wat in Jesus Christus is. Mag ons ook vashou aan die verlossingsplan, aan die verborgenheid wat daar in Jesus Christus is en in sy evangelie. Kom ons bid saam. Ons almagtige Hemelse Vader, dankie vir wat U vir ons gedoen het op die kruis. Dankie dat U dit moontlik gemaak het vir ons om geregverdig en in die heiligmakingsproses kan ingeplaas word. Dankie vir wat U vir ons gedoen het op die kruis, wat regverdiging is. Dankie vir dit wat U in ons bereik, heiligmaking in ons lewe. En dankie dat ons vorentoe kan kyk na verheerliking, na volmaaktheid in U. Dankie vir dit alles, is ons gebed in Jesus naam. Amen.